Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou licht verskil. Daar sy en welkom by nog 'n episode van Uit die Koekpluk. Nou ja, vandag sit ons hierso in die gedenksaal van Hoërskool Monument. Nou, dis so mooi. Die akoesties gaan so 'n bietjie, as jy hoor, hy het so 'n bietjie 'n echo. Dit is net pragtig. Die skool het sy absolute, dis 'n baie ou gebou. En ons is geëerd, maar ons is meer geëerd want ons het vandag 'n baie spesiale gas. En hierdie man is absoluut 'n legende. Ewan, hoe gaan dit met jou? Meneer Koekies, baie dankie. Ewan van der Walt, wat om mee te begin is ek net, dit is vir my so great dat jy hier sit, want ons het almal ons knieë plat gebid vir jou, en hier sit die man in glorie. Laas jaar se 2025 se hoofseun gewees, en welkom by die Koekpluk. Dankie meneer, dankie. Ja, kom ons rewind bietjie, ons vat so mense gou op 'n journey, dat hulle vir Ewan ken. Jy was in Kenmare Laerskool, maar waar is jy gebore? Waar? Meneer, so ek is hier in Christdorp gebore, 2007, en kon nou van kleins af het ek hier groot geword. Ons bly al, van ek kan onthou, bly ons hier by Monas in die koshuis, en ek het my lewe hier in Christdorp deurgebring. Ja, so al die jare op Monas se kampus. Ja meneer. So dis jou, so jy die grootste speelgrond of agterjaard gehad om 'n bal te gaan skop. Ja, ek het 'n paar keer in die moeilikheid gekom, terwyl die witbulle geoefen het ek uit die huis uit gesneek en bietjie daarso gaan kyk, en dink dis waar ek so lief geword het vir die skool. Ja, en dit was 'n natuurlike ding toe jy Kenmare toe. En waar het jou rugby? Jou rugby was al van voorskool, was jy, die rugby was nou al in jou bloed gewees? 100% meneer, 100%. Ek dink, van kleins af het ek langs die veld gesit, my pa se games gekyk, my broer se games gekyk, en die spesiale ding was, my pa het van kleins af vir my gesê, jy hoef nooit rugby te speel nie, dis nie wat ons van jou verwag om te wees nie, dis nie wat ons van 'n man verwag om te wees, maar ek kon nou van kleintyd af, dis altyd wat ek wou doen, dit was 'n deel van my, dit was asof dit ingeweef was in my DNA. Ja, en jou pa was natuurlik ook al die jare coach gewees, so dit het amper 'n natuurlike saam sit en saam kuier en saam kyk, en papa, wat doen hulle nou daar, tipe ding, langs die veld saam met jou pa groot geword. Ja, Jakkie van der Walt, wat 'n legende homself, jou pa, ek meen hy het baie jare, baie voetspore, by Kenmare, by Hoërskool Monument het hy self ook as afrigter baie gefeature. Jou ouers, jou ma was betrokke by Monas nog al hoeveel jare, baie jare? Meneer, sy het betrokke geraak by Monas so 3 jaar voor ek gebore was omtrent. So dis nou. En haar posisie hierso, wat doen sy? Sy is 'n rekenkundige onderwyser. Okay, so sy doen al die finansies van die skool nou al vir. Ja, so goed so sy finansies kan verduidelik, so interessant kan sy dit ook bestuur daar waar jy is, maar So moet ek vra, hoe was jou rekeningkunde? Was dit goed geweest? dit was 'n stryd geweest. Dit was interessant om by my maaklas te kry. Ja. Veral as ek al agter in die klas gesit het en Ja. sy verduidelik haar hardheid, het ek nie altyd so belang gestel soos ek dalk moes nie, maar Ja. op die einde van die dag deurgekom, mooi punte gekry. En broers en susters? Ek het 'n ouer boetie, hy is 5 jaar ouer as ek. Hy was ook hier in Monas gewees, ook 'n voetballegende, Sy naam? Luan van der Walt. Okay. Ja. En posisie, wat het hy gespeel? Hy het vleuel fullback gespeel. Okay. So alles is soveel opgeset. En hier gaan jy Kenmare toe, maar jy het nie net rugby gedoen nie. Jy was goed in
En ander dinge ook jou. Ja, ek het vir 'n geruime tyd cricket gespeel. Dit was lekker geweest. Ek sal nie sê ek was van die beste cricketers wat Kenmare al uitgelewer het nie, maar ek het Kenmare al geniet. En ek het hokkie gespeel, ook op laerskool. Maar die liefde was altyd rugby geweest. Ja, altyd natuurlijk. Atletiek ook gedoen? Atletiek gedoen, maar soos 90% van rugby spelers was dit maar vir die fiksheid geweest en om jou skool te ondersteun en goed. Ja. En toe kom ons nou in jou graad 7 jaar, toe jy nou in die swart masjien, soos hulle dit nou daar by Kenmare noem. Hoe was Kenmare vir jou? Was dit goed vir jou die rugby? Yes. Special plek. Rarig special geweest, meneer. Hulle was goed vir my. Hulle was goed vir my gees. Hulle het my altyd laat voel asof ek behoort en asof ek, selfs al was ek een van die kleiner ouetjies op die veld geweest, dan het my altyd in myself laat glo. Van graad 6 af swart masjien gespeel, graad 7 swart masjien. Ongelukkig graad 7 het ons COVID jaar gehad. So ek sou gelaik het om na jaar te sien wat ons sou oplewer, want ons het 'n baie spesiale span geraai. Ja, en toe is dit nou 'n baie moeilike jaar met die COVID en die dinge. Ja. En so wat jou posisie wat jy alles gespeel het, wat was jou posisies alles? Ek was al rond geweest. Ek het senter gespeel vir 'n lang tyd op laerskool. Toe het hulle my meer vleuel toe begin skuif. Hoërskool het ek soms senter gespeel, maar vleuel en fullback was my posisies geweest, ja. En die jaar daarna stap jy hierso in Hoërskool Monument in. En ek dink dit was vir my die wonderlike ding toe is in daai jaar het ek by Monas kom begin afrig. So ek het baie vinnig julle as 'n klomp seuns hierso bymekaar gekry. En ek dink julle erken my as seker die ou wat julle die meeste rondgejaag het. Ja. Ek het julle rondgejaag. Maar wat ek vir jou wil sê is ek dink ons het in daai jaar was ons 'n pragtige groep seuns bymekaar gekry. En ek kan nou dadelik onthou in die proses jy was 'n fantastiese speler. Nie uit die sin net van jy het nie die fisiek gehad, jy was nie die grootste ou nie, maar jy was vrek vinnig en jy het rugby geken. Jou brein was daar. Ja. Vertel ons jou van jou Monas jare. Yes, meneer, waar begin 'n mens? Ek was nog altyd die Monas. Ek kan onthou, het ek langs die ras gesit, as klein naaitjie, en mens praat altyd van jou drome, jy wil hierdie word, jy wil daai word. Wanneer ek net 'n witbol gewees het, van kleintyd af, graag gesit, oefeninge gekyk, rugbywedstryde gekyk, en dit was net special geweest. En ek onthou, die eerste dag toe ek hier instap, was daai droom was binne bereik geweest. Ek het hier graad 8 begin, daar rugby gespeel onder 14A, onder 15A, onder 16A. En dit was so spesiaal geweest om daai wit trui aan te trek. En ek dink dis iets wat min mense sal verstaan. Ja. As jy daai wit trui oor die kop trek en dit kan deel met 15 ander ouens, dis spesiaal, meneer. Ja. Ja, so dis 'n lekker gevoel van om daai droom, jy tik eintlik al daai bokse 14A, 15A, 16A's. Ek onthou in daai eerste jaar onder 14 jaar, is 'n moeilike jaar geweest want die COVID het nog saam met ons gekom. So ons moes nou nog maskertjies en dingetjies en alles, maar hier kry jy die geleentheid, Grey College. Ek weet dit is it can't get better than that. Hier kom Grey College van Bloemfontein, hulle kom speel hierso by Monas. En groot name wat daar saam wat julle teen gespeel het. En ek dink vir my was dit 'n rude awakening geweest, want ons het pragtige seuns, ons het 'n sterk span. Meneer Wynand Moelman, hulle they set the thing dat gaan, ek weet julle is 'n baie sterk span. En hier stap ons teen Grey College in. En ek dink 'n ou het besef uit daai rugby uit, dit is you have now arrived. Hoërskool rugby is nou in jou gesig. En jy het goeie rugby teen Grey ook gespeel. Wat staan uit in jou Monas jare? Wat se rugby oomblikke, behalwe nou in jou eerste spanjaar? Ons gaan nou by daai fantastiese 3 uitkom, maar kom ons gaan so 'n bietjie eers. Wat het uitgestaan in daai jare se rugby? Meneer, ek het, soos ek gesê het,
om 'n jaar A-span gespeel. En ek onthou, graad 11 het ek ingestap en soos ek gesê het, jy dromer, almal wil 'n Witpoel wees, almal wil 'n Witpoel wees. En ek onthou, ek het proewedag ingestap in my graad 11 jaar en ek het gedink, ek het 'n goeie proewe gehad, maar proewe is maar altyd, dis 'n moeilike ding en elke ou probeer sy beste en goed. En ek onthou na daai proewedag, ek het nie 'n goeie gevoel binne my gehad nie. Maar dit was nie 'n gevoel van, yes, ek het nou nie hierdie gedoen nie, ek het nou nie 'n lekker proewe gehad nie. Ek was nie trots op myself nie. Ek het nie meer gevoel dat ek dit so baie geniet het nie. En daai later daai week was ek gekies vir Mona se derde span die Sybos. En daar is hierdie leemte binne my. Ek het gevoel, maar wat ek kan doen nou, verstaan jy het hierdie droom en dan ewe skielik dink jy gaan dit dalk nie bereik nie. Maar van daai oomblik af toe ek weer begin Sybos speel, meneer, dit was regtig special. Dit was lekker rugby gewees. Daai tipies coach sê vir jou, vat die bal, hardloop, geniet jouself. Dit het my weer laat glo myself. Dit het my weer laat glo my rugby. En die belangrikste van alles, dis waar ek het geniet het. Dit was regtig special span gewees. Dit was so my vriende. Ek het dit so baie geniet, meneer. Ja, ek dink dis jy raak aan 'n baie belangrike punt, want ek dink ons is so in 'n wêreld vasgevang, A-span rugby, eerste span rugby, alles moet net by die top. As jy nie daai het nie, dan voel 'n ou soos 'n failure. En hier kry jy eintlik een van jou groot lesse is, maar jy kan derdes kan jy ook geniet. En jy kan eintlik ook, jy leef jouself eintlik uit, want die pressure is so bietjie af en jy het so bietjie meer minder gameplan wat jy moet speel en meer net boljol. Ja, 100%. Dis lekker en hier bou hierdie hele ding op aan die einde van jou graad 11 jaar. Hier word jy hoofseun van Hoërskool Monument. Nou kyk, ek moet nou vir jou sê, dit was een van my drome toe ek in Monas was as ek eendag die hoofseun kan wees. Dit was vir my een van my ultieme drome, weg van die rugby gedeelte af, was dit om 'n hoofseun te word. En ek was so bly toe ek hoor dit was jy. Nou, jy het 'n hele paar manne gehad wat regtig in jou nek geblaas het. Jy het goeie leiers onder julle gehad. En jy kry hoofseun van Monas. Vertel ons van jou hoofseun. Dis amazing. Dis meer wat 'n eer. Sjoe. Ek sukkel nog steeds tot vandag om die woorde te kry. Ek dink nie dit is iets wat 'n mens sommer kan beskryf nie. En wat vir my die spesiaalste was van daai oomblik, was ek en my vriend het die aand voor die tyd, ons was altyd in kontensie gewees vir hoofseun en ons het net voor die tyd vir mekaar gesê, wat ook al gebeur, as jy dit kry, jy verdien dit. Ek bly vir jou en hy het dieselfde vir my gesê. En ek dink dis wat dit so spesiaal gemaak het, want hy het toe op die einde daai onderhoofseun gekry en ek hoofseun. Dit was so spesiaal geweest want sy naam? Dean Hartman. Dean Hartman, wat 'n man, ou tak. What a guy. Ja, en dit was so spesiaal geweest net om dit te kon deel met iemand en werklik te voel. Hy was ook gelukkig vir my, net soos ek vir hom gelukkig sou wees. Nou, dis belangrik. Dis belangrik dat 'n mens. Wie was die hoofmeisie geweest? Elani Creer. Elani Creer. Nou interessant genoeg, Elani bly ook op die kampus. So julle is nou die twee leiers is nou gegroei uit die bosse van Hoërskool Monument, uit die tuine, toe pluk hulle nou twee mooi blomme om die hoofmeisie en hoofseun te wees. Ja. Was sy 'n goeie hoofdogter saam met jou? Jy het 'n goeie tyd saam met haar gehad? Ja, nee, ons het goeie tyd saam gehad. Sy was 'n baie goeie hoofmeisie geweest. Sy het gelei met voorbeeld. Sy het altyd gedoen waar sy glo het en sy het by dit gestaan. Ja, ek dink dit is belangrik. Ek dink mense wil baie graag in die leierskap almal jaag en almal druk en baie keer is daar meer bekleierery, maar as jy maniere kry om lekker saam te werk, hoe amazing is daai. Okay, so hier kom ons nou. Laas jaar 2025 Evan van der Walt, hoofseun. Jy's opgelaai in eerste span. It can't get better than that, Evan. Jy's hoofseun en jy's eerste span. Hoe amazing. En nou kry jy jou kans op Witpoel.
Hoe was dit toe jy daai eerste witpil? Meneer, dit was special geweest. Ek sal het nooit vergeet nie. Ons het ons eerste thuisgame, het ons ook teen Grey College gespeel, hier op die ras. Eerste thuisgame van die jaar en kon nou net voor die tyd, toe ons daai wit trui aantrek, reg om oorlog toe te gaan, meneer. Ja. En daar uitgedraf, en op die veld gedraf met trane in my oë, meneer. Ek was, min ding in my lewe het my so spesiaal laat voel. Ek was regtig waar geëerd en bevoorreg om in daai posisie te wees. So. En dit is lekker om by daai droom uit te kom. Dit is soos daai man wat daai Everest uitklim en dit is hierdie proses om daar uit te kom. As jy nou daar bo kom, dan kan jy vinnig genoeg die kamera uitruk om die mooiste foto te neem van Everest nie. Dit is, en ek dink dit, ek wil nie eers anders dink as jou pa se hemde kon nie eers aankom nie, so groot was sy bors van trots gewees. Ja, meneer. That's beautiful. En toe kom dit nou, en jy speel daai jaar eerste span. Moeilike jaar vir julle, dit was nie die maklikste jaar in Monna se geskiedenis as eerstes nie, maar it's a learning curve. En ek dink vir my was dit baie uitgestaan, 'n mens, dis 'n frustrerende jaar, maar iewers in die prosesse moet dit gebeur. 'n Span is nie net die heel boonste span nie, iewers down the line dan sukkel jy, toevallig is dit nou vir julle, maar ek dink het dit die julle as 'n span baie naby aan mekaar gemaak het. Ja, kyk, 100% meneer. Ek dink, wanneer die wêreld hulle rug op jou draai, dan al wat jy het op die einde is mekaar. En ek dink dit was baie spesiaal geweest. Die feit dat week na week, maak nie saak wat mense van ons gesê het nie. Ons het maandag by mekaar gekom, die coaches was positief, die ouens was positief, en dit tot vandag toe het ons nog steeds daai band, want ons het in die diepste donkerste tyd het ons net mekaar oorgehad. Ja. Ja, dit maak dit daai kameraadskap. Ek het op een van my programme het ek nou vir Joost gehad, en een van die mooiste dinge aan die einde van die program, praat John van Rensburg van die kameraadskap, en ons het 'n foto waar Kobus Wiese by Joost staan, op sy 60ste, en die liefde, daai band, nothing can change that, en ek dink dit is wat julle met mekaar gehad het, 'n harde jaar, chips down, maar julle het by mekaar gestiek. So, Ewan, wat is jou droom van daar? Want nou het jy die tiekbokse, jy het nou Monnas toe gekom, jy het nou hoofseun geword, jy het nou eerste span gekry, wat is die volgende rugby droom? So meneer, ek het in my witpiljaar, in my graad 12 jaar, was ek bevoorreg genoeg om 'n boodskap te kry van Port Universiteit af, die NWI. En hulle het vir my aangebied om vir hulle te gaan rugby speel, as fullback en field. So dit was die plan geweest om daar te kom. Volgende jaar graad agter my naam te kry, en dan, soos my boetie ook, soos hy vir die NWI gespeel het, ook also te gaan speel. En ek meen, in hierdie proses van hierdie droom, is jy besig om die mooiste drie te druk, en die mooiste rugby te speel. Ek onthou toevallig een van die drie wat jy gedruk het hierso, en ek dink was 'n interception wat jy gehad het. En jy het amper die hele lengte van die veld oorgehardloop. En ek onthou, ek is een van jou grootste supporters, skreek op die TV, en die hardloop by, en jou spoed is so vinnig, maar ek dink daar kom so ekstra bietjie by, as jy in 'n witpil trui 'n bal in jou hand het, en jy hardloop deur, jy gaan skor daai try, en die plek gaan mal, en you're on top of the world. How beautiful is that? Dit is special. Ongelukkig, en ek moet hierdie stukkie inbring. Toe kom die lewe en hy sê, wag bietjie. Wat gebeur? Julle het nog matriek afskeid, julle doen al die mooi goed, mooi foto's, mooi alles, en wat gebeur toe met jou? Meneer, soos meneer gesê het, die lewe het gekom, en vir my bietjie ander kaarte gedeel. So ek het middel Oktober het ek eendag dokter toe gaan, want ek het nie goed gevoel nie, en hulle het my gesê dat ek middeloorontsteking het,
En dit was toe vir my snaaks geweest, want ek het dit al van tevore gehad, maar ek het regtig nie goed gevoel nie. En 3 dae later, toe voel ek net, nee, hier is iets groter fout. En ek was daai aand hospitaal toe gewees. Lang storie kort, hulle het scans gedoen, hulle het my in die hospitaal opgeneem, en scans gedoen, bloed getrek, allerhande toetse gedoen, en hulle kon ongelukkig net nie op 'n antwoord uitkom nie. Tot die dokter eendag na MRI in my kamer gestap het, en gesê het dat daar 'n gewas op my brein gegroei het. En hulle het toe verder toetse gedoen, ons het 'n pad vorentoe beplan, wat jy weeg maar jou opsies op, wat is die veilige route om te gaan, en dan kry mens maar jou laaste stappe wat jy moet volg, en na al die veilige opsies nie meer binne bereik was nie, dan het vir my gesê, ongelukkig moet ons nou 'n breinbiopsie doen, om hierdie gewas nou te kyk wat aangaan en om te verwyder. En kon nou na my biopsie het die dokter in my kamer gekom, trane in sy oë, en hy het vir my gesê dat ek 'n maand oor het om te lewe. Hy het gesê dat die gewas kankeraardig was, en dat hy hou nooit van het om sulke nuus vir iemand te gee nie, maar ongelukkig is daar niks wat hulle vir my kan doen nie. En ek kon nou, ek het daar in my bed gesit, en mense beplan jou hele lewe vooruit. Jy beplan, soos meneer gesê het, gaan 'n rugby speler word, en jy het hierdie peers en jy het hierdie plan, en ewe skielik sit jy daar in jou bed en jy het 'n maand oor. Dit was 'n baie moeilike tyd in my lewe gewees, want ek het vir die eerste keer in my lewe nie die pad vorentoe gesien nie, die pad was duister gewees. Maar ek het nooit moed opgegee nie. Ek het daar in my hospitaalbed gelê, en ek het gebid. Ek het gebid, en ek het gevra, en ek was kwaad geweest, maar ek het gevra vir antwoorde, en ek het gevra vir die Here, asseblief, as hierdie nie my pad is nie, help my, genees my, en help my om hierdie te veg. En 3 dae later, toe kom die dokter weer in my kamer in. Hy het toe die selle wat hulle uitgeneem het hy toe vir tweede neuropenies gestuur. En dit was toe nie kwaadaardige kanker nie. Hy het gesê, hy sê dit is, maar hy glo vas, hierdie was 'n wonderwerk geweest. Wow. Dokter het my gesê, jy gaan okay wees, die gewas is verwyder, dis nie kanker nie, jy gaan okay wees. Amazing. En daar tree die Here in. En in hierdie proses, ek gaan dit nou van my kant of ek wil hom so die pad saam met jou loop. My meisiekind was saam met jou op matriek ook gewees, en sy is toevallig ons kamera girl ook. Sy kom skielik na my toe, en sy sê van ons kant af, sy vir my, papa, Ewan sy sê Ewan is opgeneem in die hospitaal. Ek sê, Ewan wie? Ewan van der Walt. Ek sê, hy sê kom maar iets. En dis 'n ligtelike ding, en die skielike ding eskaleer hierdie ding in iets enorms. Skielik trek hierdie ding in 'n gebedsgroep wat hier voor die gedenksaal bymekaar kom. Skielik is daar 'n klomp mense, daar's 'n WhatsApp groep. Daar's hierdie enorme platform van mense wat ewen wil sien gesond word. En ek dink jou gebed saam met 'n ton mense het daai kanker net so vasgevat. Ja, kyk meneer, ek sal nooit vir mense kan beskryf hoe dankbaar ek is nie. Ek het in my donkerste tyd, soos meneer sê, mense van reg oor die land, reg oor die wêreld het my bygestaan.
My familie het my bygestaan, my vriende het my bygestaan, my meisie het my bygestaan. Meneer, die ondersteuning wat ek daar gekry het, ek sou nie vandag sit waar ek sit, as dit nie vir die Here was nie, en as dit nie vir hulle was nie. Hulle het my gedra in my donkerste tye, toe ek self nie 'n pad gesien het nie, het hulle my bygestaan, hulle het my ondersteun deur die moeilikste tye, en ek kan nooit genoeg dankie sê nie. Ja. Die feit dat jy hier sit is alreeds amazing, en dis hoe ek vir jou sê, is die grootste eer om saam met jou hier te wees. Die behind the scenes wat jy nie gesien het, wat ons gesien het, was, jy het natuurlik na jou hele eksamen gemis, wat seker in 'n gewone 17-18-jarige ouetjie se lewe baie bly is, maar nie in jou geval nie. Het jy jou hele matriek eksamen gemis. En jy het al die laastes van dinge gemis, jy het die hekkie loop gemis, maar ek onthou een van die pragtigste dinge, en hulle het hierso met hierdie gedenksaal, en jy is saam met 'n baie spesiale groep mense gewees. Meneer Jan van Staden het oorgevat as hoof, en ek onthou die hoofmeisie en die hoofseun moet finale speeches gee. En dit is my interessant hoe jy nou noem van Dean, toe Dean jou werk kom doen, en Dean het hier gepraat, en hy die stunningste gesprek hier met almal gehad, hier is die mooiste speech gehad hierso, en Juffrou Jolandi het gegaan en sy het iets gelees wat jy toe ook vir die groep gesê het, en meneer Jan van Staden het jou skoene gepolish, soos wat die nuwe tradisie is wat hulle ingebring het in julle groep, en jou skoene is gepolish, en ek dink wat vir my baie uitstaan van dit, is die feit dat almal het net aangegaan, Ewan gaan regkom. Daar's nie 'n persoon wat gesê het, hy gaan nie deur hierdie kom nie. Ek dink daar's baie onsekerhede gewees, maar dit is, almal het geglo, Ewan, want jy's daai hardcore, kliphard, daai van die rugbyveld, dis wat jy is. En ek hou daarvan. Vandag sit ons hierso, wat 'n klompie maande verder is. Wat staan nou in Ewan se pad? Matriek eindeksamen aan die einde van die jaar, dis nou jou eerste. Ja, dit is die eerste hekkie wat ons moet oorkom. Maar ek sien maar uit, ek moet hierdie eksamen net onder die knie kry, dan is ek van plan, kan nie laat hierdie ding my wen nie, ek gaan aanhou veg, ek gaan aanhou probeer om te recover, ek gaan volgende jaar nog steeds Potch toe gaan, ek gaan nog steeds my droom gaan uitlewe soveel as wat ek kan. Ek gaan probeer betrokke raak by die coaching daar by die NWI. Ek gaan my graad kry en ek kan nie laat hierdie ding my wen nie. Amen to that. Amen to that. Jy weet, dit het jou natuurlik nou 'n bietjie beperking op jou lewe nou gesit. En ek sê nou, ek sê nie vir die res van jou lewe nie, want ek dink jy's te harde gat om dit te laat jou wen. Die gewas het obviously skade gelos vir nou. Wat jou challenges nou? So die gewas waar jy gegroei het, ongelukkig affekteer baie dinge en dit jou lyf werk met syne. So daai syne wat na die res van my lyf toe gaan, het ongelukkig toe skade gekry. So dit affekteer my loop op die oomblik. Dit affekteer my stem en dit affekteer my balans grootendeels. Maar die recovery wat ek al gemaak het in die laaste paar maande is ongelooflik en ek het 'n hele groep mense wat ek net voor kan dankie sê daarvoor. Want hulle het my werklik waar gehelp om te kom tot waar ek vandag is en ek glo nie hier is die einde van die storie nie. Ek glo nog lank die Here se plan is nog nie klaar nie. Beslis, ek dink dis die begin van dit. Ek het vir jou offset ook gesê en ek dink daar's baie wat jy weer vir die youngsters gaan moet doen. Want ek dink wat vir my belangrik is dat, en ek het voor die tyd met jou gesels daaroor, is dat ek dink ons almal het daai planne. Ek het die planne.
ek sit hierso en ek beplan Koekblik vooruit en jy doen dit, almal wat hier is, het sekere dinge, ek wil nog soveel jaar die, dan wil ek daai. Maar ons leef in die Here se wil. En ek dink dit is belangrik dat dit ook 'n boodskap is, want jy het gegaan van absoluut jou droom kry, na 'n maand se lewe oor. Binne 'n paar dae, binne 'n paar weke. En ek dink dit is belangrik dat ons dit onthou. Dit het vir my baie profound gewees oor daai gewees. Ewies, is daar iets wat jy vir die mense wil sê? Is daar ek dink daar's so baie mense wat wil weet en almal wil weet, waar kan ons Evan in die hande kry? Is daar iets wat jy graag 'n boodskap vir mense sal wil sê? Meneer, nommer 1 wil ek sê, as daar eendag, as mense aan my terugdink, wil ek net hê hulle moet weet, jou storie is nie klaar nie. As die Here dit so beplan het, is jou storie nie klaar nie. Moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Moet nooit opgee nie. Moet nooit in die lewe opgee nie, want dit is nie wat die Here vir jou wil en is nie wat die Here ons geskaap het om te maak. Hy het ons geskaap om aan te hou veg en nooit op te gee nie. En dit is wat ek wil hê mense moet eendag onthou. Nie my storie nie, maar dat hulle moet onthou. Hou aan. Hou aan, maak nie saak waar die lewe na jou kant toe gaan nie. Bly op jou knie, bly nederig en bly bid. En nou wil ek net vir mense dankie sê. Regtig, dit was 'n swaar oomblik in my lewe gewees, maar die ondersteuning wat ek gekry het is onbeskryflik en ek kan nie genoeg dankie sê vir die mense wat daar was vir my in my donkerste tyd nie. Sure. Dit is so mooi. Ek dink soos ek jou coach was, nou leer ek weer by jou. Ek dink dit is vir my 'n humbling ervaring. Nou ewies aan die einde van elkeen van my programme, uit die koekblik, soos wat ons was, julle sal onthou toe ek julle afgerig het ek daai tyd, so aan die einde van die oefeninge, roep ek julle, dan sê ek, dan praat ons nog gameplan, dan sê ek vir julle, hier's 'n koekblik oomblik vir julle gewees. En die koekblik oomblik was 'n baie simpel ding, soos, onthou as jy vanmiddag by die huis kom, hang jou toks op, onthou jy, jou ma kom na my toe by die kerk, en sy sê vir my, hoe kry jy die reg? Dat jy vir ewies kry om sy toks, ek praat elke dag met hom, en hier kom jy sê hierdie goed, en hy luister. So dit is vir my 'n mooi sirkel om die koekblik vandag na jou toe te bring en dit is waar die koekblik se ontstaan was van in die Monasjare waar ek die koekblik oomblik gee. Nou vandag gee ek vir jou my koekblik oomblik. Nou as jy 'n koekblik vat, 'n staal koekblik, die ouens het gesukkel om oop te maak, maar as ons hom eventueel oopmaak, dan sit ons met die magical cookies. Dis die cookies wat bo in die kas was. Dit is die cookies wat nie vir almal die gebreektes wat onder was, dis die magic cookies. En vandag my koekblik is om oopmaak, dan sien ek Ewald van der Walt hier binne. En Ewan van der Walt is, as ek aan jou dink, dan dink ek aan 'n ratel. Ek sien nou reg 'n foto van hierdie ratel wat so loop. Nou kyk, 'n ratel is 'n ratel. Dis hoekom hy is so tough as nails. En hy kom met hierdie klomp penne. Iewers het hy nou gaan moeilikheid soek met 'n penvark. En die ou het sy guns getrek en het vir hom 'n ordentlike klomp penne in sy lyf ingeskiet. Maar jy sien hoe gederd die termineer loop, daai ratel. En daai prent is vir my so Ewan. No matter what happened to you, jy het opgestaan en jy sê let's do this. Jy het nog nie opgegee op jou drome nie. Jy het eerstens nie opgegee op jou Here nie. Jy het nie opgegee op jou ma en pa nie, jy het nie opgegee op jou vriende nie. Jy het nie opgegee op jou lewe nie. En jy is vir my daai ratel vandag. So my koekblik vandag is Ewan van der Walt, daai ratel. En mag jy dit vir die res van jou lewe, mag jou gesondheid so optel, jou roete is bietjie verander. Jy is nie meer 'n rugby speel is nou klaar. Ek dink so. Is klaar, maar dis fyn. Daar's 'n miljoen ander goed wat jou pad toe gaan kom en I just bless you for that. Jy gaan 'n pragtige pad hê.
So, well done en dankie dat jy deel vorm van ons koekpluk vandag. Dankie meneer, baie So, dankie. uit die koekpluk, Ewan. Vertel ons je story.